Goeiemôre, waar is julle? Ek sien julle. Hoe gaan dit vanoggend? Vanoggend is my laaste dag van my vertel van my verhaaltjie, van my beroerte en so. Maar ek het gesê ek het iets spesiaal met julle te deel vir vanoggend. 3 maande terug, in 'n rolstoel, kan nie loop nie, bed lê en alles. Kyk vir my. Kyk, hoe gaan dit met my? Die loop ek, rolstoel, alles is weg. Ek kan gaan sit op 'n stoel, ek kan opstaan, ek kan loop. En dit alles te danke aan die Here se genade en 'n bietjie deursettingsvermoë. So, ek het gesê ek het iets spesiaal wat ek met julle wil deel. En ja, dit is fisies die volgende. Jy weet, ek het 16 bloedklonte gehad, soos ek julle vroeër gesê het. 2 hartaanvalle, deur 'n gewapende roof, allergiese penicillin, wat ek nooit was en by die dood omgedraai. So wat ek vir julle sê is, ek was meer as 20 keer nie veronderstel om te leef nie. En ja, as die normale trend van 'n beroerte en goeders ook nie veronderstel om te loop nie. En so min mense herstel. En ek kon wens dat hierdie vertelling van my verhaaltjie, van my beroerte, net vir iemand iets kon beteken, net 'n klein bietjie bemoediging kon gee. En daar's mense uit Engeland uit wat my gevolg het deur hierdie verhaaltjie van my beroerte. En ek wil vir elkeen van julle sê, baie, baie dankie. Wat het my ook gehelp en geïnspireer om nog meer en meer en meer te doen. En want jy weet, as jy die mense het wat soort van vir jou aanpoor, wil ek amper sê, om nog beter te doen, en raak 'n mens amper hierdie verval van, dis nou goed genoeg, ek het nou genoeg herstel, ek kan nou myself help en wat ek 'n lewe lief van mag wees. Mense, dis nie dit nie. Julle is so belangrik vir elke ou daar buitekant, wat 'n skeen, 'n siekte of dalk net 'n ouderdom ding het wat hy begin agteruit gaan. Gee hom of haar die rede om nog te probeer, om harder te probeer. En ja, weet, soos ek gesê het, ek het hierdie klomp bloedklonte, hartaanvalle, die beroerte, alles gehad. Ten spyte van dit het ek gelewe. En dis wat ek vroeër ook gesê, die Here, 'n vriend van my gesê het, die Here het nog 'n plan met jou wat jy moet gaan doen. En alles het net dat ek kan vanoggend getuig hoe groot die Here se genade is. En die dag toe ek wou doodgaan, toe ek nie meer kans gesien het vir die lewe nie. Ek wou nie in 'n bed lê nie, wou nie in 'n rolstoel wees nie. Ek wou lewe. Ek wil nie gesit en wag het vir die dood nie. Toe kom die liewe Here en sê, nee, ek gaan jou gesond maak. Dat jy vir die mense kan vertel. En met my storieetjies en goeders het ek ewe skielik hierdie verskriklike groot follow gekry op Facebook. En daar's 'n rede voor. Maar ek wil ook vandag vir elkeen wat my gehelp het, elke vriend, elke kennis, elke kollega, my tuinmannetjie, my familie, you name it, het baie, baie dankie sê. Al was dit ook net vir julle gebeure.
want ek glo nie, my gebede alleen het gemaak, dat ek so geherstel het nie. Evenwel, so dis my verhaaltjie tot sover, soos my oupa altyd gesê het. Ek hoop julle gaan my nog steeds volg, en ek gaan heel waarskynlik 'n paar nog goed deel, maar evenwel, as ek nie weer met julle praat nie, geseënde Kersfees vir almal. Ek hoop vir julle net gesondheid en alles toe en samesyn met julle families en dinge tot volgende jaar. Weer hierdie tyd. Dan wil ek weer vir julle 'n boodskap stuur. Ja, jy weet, ek het amper gedink toe ek so baie followers kry, wil ek nou 'n t-shirt laat maak. Ek ken vir DR en vir Jesus. Hulle twee het gemaak saam, dat hy so gesond geraak het. Maar ons los dit nou maar. Anyway, seën vir julle, en dankie vir julle ondersteuning en bemoediging. Wees goed, wees vrolik, en wees gesond. Tot 'n ander tyd, weer hierso, 'n ander dag.